Goeiemôre dan op die 22ste Maart 2025, lesing 251 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En soos ons net nou genoem het, net vir die band weer, dit is die laaste dag van die jaar, en ons begin dan maandag met die eerste dag van die nuwe jaar. En dan kan ons maar 14 dae tel tot by die Pascha. En vir die wat luister, dit is die 4de April, die aand teen sononder. 4de April is nou ons Gregoriaanse datum, maar dit is die 14de Abib. Abib is die eerste maand. Ons gaan nou aan met ons gesprek tussen Yeshua en die Fariseërs en dan hierdie hoofman Julius wat ook daar is, wat glad nie lief is vir hierdie Fariseërs nie. En hy het hulle nou baie ernstig die waarheid vertel, en hulle bekke is nou toe. Julius trek vel teen die leer, dis die leer van die Fariseërs. In ons tyd nou die vals kerkleer. Hoofstuk 1, 2, 4. Na hierdie toespraak van hoofman Julius, trek die Fariseërs hulle heeltemal verboureerd terug, en beraadslaag onder mekaar wat raadsaam sou wees. Een meen dat die getuienis, soos deur die hoofman gegee, my toekom. En hy het getuig van Yeshua, wat hy is, wie hy is. Nou een ou erken dit. Maar die owerste van die Fariseërs sê, hoe kan ons dit doen as hy die wette van die tempel verag en met sy voete vertrap? Nou verwys hy na hy eet met ongewaste hande. As ons dit maar vir die skyn doen, help dit ons niks. Ter gelegener tyd sou mens dit deur ons ongestelde getuienis openbaar maak, en alle skuld en straf sou ons dan tref. Laat ons liewer die hoofman sy sin gee, dan het ons in geval van nood 'n goeie rede om ons voor ons hoëpriester te verontskuldig. Met hierdie beslissing is alle Fariseërs en skrifgeleerdes dit weldra eens, en hulle raak uiteindelik heeltemal stom en praat geen woord verder nie. Toe staan ek, Yeshua, met 'n ernstige gesig op, wend my tot die owerste en sê aan hom, dus, vanweë die wat nie hou van u goddelose menslike voorskrifte nie, kan en wil u my geen getuienis gee, omdat u bang is vir die eie ellendige liggaam. O, as u vir my 'n getuienis gegee het, hoe geseënd sou u geword het, sowel tydelik as ewig, maar nou kan dit nie meer nie. Die seun van die mens sal nooit weer 'n getuienis van u nodig hê nie, want sy werke en sy woorde gee aan hom ware getuienis, sodat u en die metgeselle egter sien, dat die seun van die mens geen angs het vir die mense nie, sal ek in u teenwoordigheid nou aan almal van die volk sê, dat aan die hou van u voorskrifte niks geleë is nie, en dat diegene wat hulle self hou aan wat u voorskryf, 'n groot sonde voor Elohim begaan. Nou sê die owerste, moet dit nie doen nie, anders sal dit sleg met u gaan. Die hoofman spring nou in, hy sê, ja, dit doen hy wel, en hy sal kwaadlik iets oorkom. Onthou dit, ellendige geldwolwe, hierdie het voorheen vir julle gesê, maar een verdagte beweging van julle, en ek laat julle in stukke hak, en in die see werp, as voer vir die drake, so waar as wat ek Julius heet. Kan julle die booswigte sien? Die geskiedenis toon dat die tempelpriesters al meer as 300 jaar aan geen mens iets goeds gedoen het nie. En as daar so nou en dan 'n hoogstaande siel onder hulle was, dan doen hulle daarmee wat hulle na my wete 30 jaar gelede met die vrome regskape Sagaria gedoen het. Sagaria was Johannes die Doper se pa. As daar onder hulle geloofsgenote iemand vol waarheid, eerlikheid en krag van Elohim opstaan, en die arme mense met alle soorte weldade oorlaai, dan is hierdie booswigte ook dadelik daarby, om hom te vernietig. O, aan julle miserabele praktyke moet gou 'n einde gemaak word. Hierdie Sagaria was 'n besondere man,
en hy en Elisabeth was die ouers van Johannes die Doper, wat net so kort tydjie voor Yeshua gebore is, maar amper in dieselfde jaar. Maar Sagaria is vermoor in die heilige, deur ander mede-priesters, wat ingekom het, en hulle het hom vermoor, en hulle het weggekom daarmee, vir 30 jaar, dus die skuldiges nie opgespoor nie. Maar hierdie Sagaria was nie sommer net 'n gewone mens nie. Hy was 'n beliggaamde engelgees. Hy was dieselfde engel, of vanuit dieselfde engelgees as wat Moses was. Moses het die Levitiese orde in werking gestel vanuit die gees van Uriel, die aartsengel van die liefde. En Sagaria het die Levitiese orde, die ware een, waar daar nog sprake van die wette van Moses in was, hy beëindig toe hy gesterf het, vanuit dieselfde engelgees Uriel. So dit is wie die profeet of die klomp tempelpriesters vermoor het, 'n baie hoë engelgees. Eintlik het hulle vir Moses vermoor. En hulle lering en hulle handeling en optrede wys dat hulle Moses al lank al vermoor het in hulle harte en dat hulle glad nie meer gedoen het wat die oorspronklike tempelvoorskrifte was nie, maar hulle besig gehou het met menslike instellings en menslike lering, soos byvoorbeeld hierdie was te eet met gewaste hande. Hy gaan verder. Kyk, hierdie waaragtige man van Elohim God het na hierdie streek gekom, wat vanweë haar ongesonde liggaam al onbekend is. Daar was hier in die hele streek 'n paar duisend siekes, plaaslik en vreemdes. Selfs die helfte van my soldate was deur hinderlike en kwaai koors neergevel. Menig een al vir meer as 'n jaar. Toe het hierdie suiwer goddelike mens hierheen gekom en het almal genees wat om hulp gevra het. Moet 'n mens vir so 'n man dan nie met reg 'n altaar bou nie en aan hom soos aan 'n god offer nie en hom op alle denkbare maniere eer en salf nie? Maar watter goed het julle hom bewys toe julle hierheen gekom het? Die kelder en voorraadkamer van Ebal sal weldra 100 geldstukke minder werd wees. So al wat hulle aangekom doen het, is hulle buike, hulle pense vol gestop en die wyn uitgesuip, want hulle het letterlik, as ons die vorige lesings onthou, groot voorrade wyn uitgedrink daar. En as dank dat julle oral soos wolwe verniet vreet, wil julle ook nog ons grootste weldoener vernietig, 'n mens aan wie julle dit slegste danke het, dat Sirenius nie dadelik die hele leermag in Asië laat opruk en julle afskuwelike rowers en hoere nes tot op die grond verwoes het nie. Nee, dit is te veel as 'n mens oor julle skandalige dade nadink, om te voorkom dat julle bedriegery, wat julle as goddelike sake aan die volk verkoop, verraai sou word. Probeer julle met alle liste van Satan, selfs julle grootste vriende en weldoeners uit die weg ruim, as julle by hulle die een of ander goddelike lig vermoed. Sê self of julle nie baie slegter is as die Satan self nie. Nou wend die hoofman om tot my en sê, Majesteit en Meester, uit die skool van Elohim, leer ons onbevrees die waarheid, en wat die volk en die vervolg moet doen, met betrekking tot die menslike voorskrifte. Ek weet dat hemel en aarde en alle elemente u gehoorsaam, en dat u met die geringste asemteug van u mond, hierdie booswigte net so maklik so strooi in die lug kan verstrooi, soos u in staat was om die see te gebied, om ons as 'n vaste ondergrond te dra. Met al my mag, wat seker nie te gering is nie, is ek maar 'n swak mens teenoor u, maar tog is ek met die laaste man en die laaste druppel bloed tot u diens. Hierdie miserabele booswigte sal die stad Genesaret leer ken. En dit is eintlik
verstommend dat 'n heiden so 'n groot getuienis van Yeshua kan gee. Hy was minder as 3 dae gelede nog 'n absolute afgode aanbidder. Die Romeine het baie afgode gehad wat hulle aanbid het, en hy was een van hulle. Maar hy is ook 'n regter, nou van die mag wat nou Judea beset. Maar hy het Yeshua dadelik herken. En Fariseërs wat hulle lewe lank in die tempel was, hulle lewe lank blootgestel aan al die manuskripte wat in die tempel was oor Moses en die Levitiese orde, herken hom glad nie. Hulle weier om enige erkenning aan hom as Elohim se seun te gee, of selfs net as 'n profeet. Hulle bly sê hy is van die duiwel. Toe sê die owerste, dis nou die Fariseer hoof, met trillende stem: Meester, hoofman, waar haal u die bewyse vandaan, dat ons slegs gekom het om hierdie mens te vernietig? Ons het wel gekom om ondersoek in te stel na hom en te toets, waarvoor mense ons tog onmoontlik kan kwaadlik neem, maar van vernietig kan tog by God Elohim geen sprake wees nie. U kan nou maklik praat, want u het al voldoende geleentheid gehad om deur sy dade en spraak te leer ken. Maar ons het behalwe die huidige wonderbare genesing nog maar weinig gehoor en gesien, waarby u seker nie sulke menslike bedreigings ingereken het nie. Dit sou ons dan ook, omdat ons in 'n sekere sin nog heeltemal vreemd in hierdie saak is, geoorloof moet word om langer by hierdie wonderdoener te bly. Nou ja, as jy hierdie ou ken en ons die vorige lesing se inligting byvat, dan lieg hierdie ou deur sy tande. Want hulle het ingekom en toe Yeshua die genesings doen, toe probeer hulle dit stop. En hulle sê vir 'n klomp mense, moenie sin toe gaan nie, julle sal in elk geval gesond word. So daar is 'n absolute sluwe slinkse innerlike by hierdie mense van destyds in die Fariseer tempel. Dat ons as mense van die tempel op 'n reeds wankelrige bodem staan, is egter nie aan ons onbekend nie. Maar ondanks dit is dit tog beter as heeltemal geen bodem nie. En die staat moet dit so lank beskerm tot Elohim miskien vir 'n deegliker een sorg. Daarom vra ek u om ons nie dadelik met die swaard te dreig, as ons maar net met die wonderdoener Yeshua 'n paar woorde gewissel het nie. Laat hy nou maar doen wat hy wil, leer en predik, sodat ons ook daarvan meer gewaar word, as dat ons slegs van hoor sê, en deur baie verkeerde berigte verneem het. As ons sien dat dit waar is, dan sal ons ook tot 'n ander beoordeling kom, as wat ons tot op hede gekom het. Want so dom is ons nou ook weer nie. Ons hart is nog steeds goed in staat om 'n regverdige oordeel te vel. Die hoofman sê, die weiering van die gevraagde getuienis praat nie ten gunste van die regverdigheid van julle harte nie. Inteendeel, era Latyns ex trunco non gaudium mercurius, 'n standbeeld het nog nooit tot lewe gekom nie. Maar ons sal weldra sien. Nou getuig hierdie Fariseërs van hulle regverdige oordeel wat hulle het, daarom dat hulle regverdige mense is. Maar in die sig en oog van alles wat Yeshua doen en sê, aanvaar hulle dit nie. So dit wys dat hulle geen regverdigheid in hulle het nie. Volgende opskrif, volgende hoofstuk 1:2:5, die 3 dokumente. Toe roep ek almal van die volk byeen, wat deels bestaan uit die geneesde mense, en deels uit taamlik baie inwoners vanuit die stad, wat op hierdie dag voor die Sabbat afgehaat het. Nadat die volk by almal ingekom het en die saal byna vol was, sê ek aan die volk, en dit staan in die Bybel in Matteus 15, hoor toe en luister goed, wat by die mond ingaan, veronreinig die mens nie, maar wat die mond verlaat, verontreinig die mens.
om met ongewaste hande brood te eet, verontreinig die mens nie. Dit sê ek vir julle almal, en daarmee hef ek vir ewig die mensgemaakte bepaling op. Toe begin die hele volk te juig en om my te prys. En ek wil stilstaan by hierdie opdrag wat hy sê, of instruksie wat hy gee, wat by die mond ingaan verontreinig die mens nie, maar wat die mond verlaat verontreinig die mens, of maak die mens onrein. Hier praat hy nie van kos nie. Hy vergelyk dit ja met kos, maar hy praat van 'n geestelike verontreiniging. Al eet jy goed wat nie toegelaat word nie, word jou geestelike lewe nie daardeur beïnvloed nie. Maar wat by jou mond uitgaan, beïnvloed jou geestelike lewe volkome. As jy net seën en liefde uitstraal by jou mond en jou wese, dan is jy 'n rein mens, en dan is alles vir jou rein. Selfs as jy per ongeluk verkeerde voedsel inkry, wat natuurlik amper elke dag met ons gebeur, met al die besoedeling wat in die kos is wat ons kry. Deurdat jy skoon leef met jou stembande en met jou houding en mense liefhet en net 'n seën is, word jou hele liggaam ook geseën. En dan kan niks aan jou met jou gebeur nie. Maar vir 'n persoon wat mense vervloek, wat mense lelike dinge toesnou, en wat altyd uit is op wraak en oorlog maak. Joshua sê, salig is die vredemakers. Nou wat beteken dit vir die oorlogsigtiges? Vervloek is hulle. Wanneer hulle dit doen, dan verontreinig hulle self. En dan is hulle geestelik nie in staat om die ewige lewe te beerwe nie. Dan ook, alle onrein goed wat hulle eet, word dan ook skadelik vir hulle. Nou dat ons 'n bietjie meer kennis het van frekwensies en vibrasies, waarteen alles vibreer. Karen se lesing so mooi oor alle vibrerende plante en bome en al die goed. Ons kom nog by die diere ook. Wanneer jy in die liefde is, in 'n vredemaker is, en barmhartig is, en deemoedig, en geduld het met jou medemens, en lief is vir Vader, en jou verslawings probeer wegkry uit jou wese uit, dan vibreer jou liggaam teen 'n baie hoë ligfrekwensie, wat in staat is om alle parasitiese, bakteriese, slakke, patogene en ander goed wat in jou liggaam skadelik lê, om dit dood te maak. Daarom as die siel gesond is, kan die siel die liggaam genees. Dit is 'n bekende holistiese feit van mense wat genesing verstaan. Jy kan nie net die liggaam genees nie. Jy moet eerstens die siel genees. En dan kan jy die skade wat aan die liggaam gebring is, kan jy byvoorbeeld met antiparasitiese middels behandel om dit vinniger te laat doen. Ander dinge wat die weefsel herstel, wat die longe, die lewer ensovoorts weer in werking kry. Maar belangrik wat hy hier sê, dis wat dit beteken. Nou gebruik die kerke, die moderne fariseërs, hierdie vers wat Joshua gebring het, en sê nou kan jy vreet wat jy wil. Skielik is al die voedselwette tot niet. Dit is nie so nie. Lees die skrif in gees en waarheid, dan sal jy dit verstaan. Ons gaan verder. Toe kom die leerlinge na my toe en sê, het jy opgemerk hoe vreeslik die fariseërs hulle vererg het, toe hulle hoor dat jy dit gesê het? Ek, Joshua, antwoord die leerlinge met 'n harde stem. Alle plante wat my hemelse Vader nie geplant het nie, word uitgeroei. Dis 'n groot stelling, wat hy op ander plekke in die Bybel ook in ander woorde sê. Hy sê dat hierdie fariseërs is nie plante van die Vader nie.
Hulle is nie uit sy gees gebore nie. Maar meer nog, wanneer ons lees dat hy sê, julle het die duiwel as vader. In Grieks, julle is die genetiese nageslag van die duiwel. Dan bedoel hy dit ook hier nie net op die gees nie, maar ook op die vlees. So hierdie persone behoort werklik aan die lyn wat ons nou ken as slangsaad. Hulle het voortgekom uit die slang, en hulle kan nie die leer van Yeshua ooit aanvaar nie. Hulle DNA is nie ingerig daarvoor nie. Nog minder het hulle die wil van hulle siele om sag en deemoedig en nederig te wees. Want dit is wat hierdie verkeerde saad veroorsaak in die siel. 'n Verskriklike hoogmoedigheid en neersien op ander mense. En ek kan nie 'n beter voorbeeld in die wêreld wys as in Amerika wat gebeur het in die afgelope jare met die linkse liberale demokrate wat aan beheer was nie. Hulle het totaal en al nie meer gesonde verstand nie. Hulle is heeltemal van die pad af. Van God en sy gebod wil hulle niks weet nie. Enige iets wat neig na orde toe wat God geskep het, moet afgebreek word. Haat hulle met 'n passie. En so ook in 'n mindere mate dat ons dit nie so duidelik kan sien nie, is dit die geval in die kerke met die predikante en die pastore, wat vashou aan hulle kerklike getuienis en aan die oorleweringe van die kerkvaders. Gaan probeer jy 'n dopper afkry van Calvin af. Jy sal nie. Hulle is Calvin in Engels besotted. Alles wat Calvin sê is reg. Maak nie saak wat Yeshua gesê het nie. Ons het eendag in hierdie Kleinfontein het iemand van ons gemeente 'n stuk grond gekoop en hy wou 'n huis bou daar. Nou Kleinfontein is 'n regte 4 susters kerknes. Want as jy daar wil gaan bly, kom jy voor 'n raad waar al 4 die kerke sitting het. En hulle vra hom toe, wat is jou geloof? Toe sê hy, ons familie is by Dogter van Sion. Hulle het so woedend vir hom geraak, hulle het hom sy geld teruggegee, hy het daai eiendom afbetaal. Hulle het sy geld vir hom teruggegee en sy loop. Want ons is 'n Calvinistiese gemeenskap. Nie ons is 'n Yeshua gemeenskap nie, die Vader se woord gemeenskap nie, nee, 'n Calvinistiese gemeenskap. So dis baie erg in ons land onder die regses, en daar bly net regses daar, want hulle hele gedrag toon dat hulle nie met hierdie ander wil meng nie, maar hulle wil ook nie die waarheid hê nie. So ons moet maar lig loop in hierdie gemeente, ons is nie geliefd nie. Hy sê, laat hulle gaan. Hulle is blinde leiers van blindes. Maar as 'n blinde lei, val beide sekerlik in 'n sloot. Hulle kan hulle vererg soveel as hulle maar wil, want hulle Vader is 'n ander een as ons sin. Ons Vader is bo, en hulle sin is benede. So daar's geen twyfel dat hulle Satan se kinders is nie. En hierdie feit, alhoewel dit 'n paar keer in die skrif staan waar Yeshua dit self sê, Johannes die Doper dit eenmaal sê vir hulle, preek die kerke nooit hieroor nie. Nooit sal die kerke vir jou preek dat daar 2 saadlyne is nie. Vir die eenvoudige rede glo ek dat hulle ook van benede is. En hulle gaan nie getuienis teen hulle eie vader gee nie, of teen waar hulle vandaan kom nie. Die toets is, as jy Yeshua se woorde ernstig opneem en jou lewe daarvolgens inrig, ongeag wat jy voorheen geleer het, dan is jy van bo. Dis die toets. Baie mense vra, maar hoe weet ek nou geneties dat my lyn skoon is? My antwoord is aan hulle, as jy na Yeshua kan luister,
en as sy gebooie nie vir jou swaar is nie, en dit vir jou moontlik is om dit uit te voer, dan is jy sy kind. Jy word nie sy kind nie, jy is nog altyd sy kind, jy het dit net nog nooit geweet nie. Maar so geld dit ook vir die ander kant. Hy is nog altyd 'n kind van die slang. Nou hoor hy die waarheid, maar hy kan dit nie aanneem. Dit is moeilik. Yeshua het wel van die Fariseërs tot bekering gekry. Hier in hierdie selfde herberg het sy disippels met 'n hele klomp van hulle te doen gehad en hulle het hulle omgedraai. So ek weet nie wat is die ding dat hulle ten spyte van dat hulle gevalle wesens is, wat uit die sataniese gekom het hulle wel hulle lewens verander. En dit is tog waarvoor Yeshua gekom het. Hy het 'n brug gebou tussen die hel of die doderyk, waar die kinders van Satan hulle self bevind, en die ewige koninkryk. Die brug is sy liggaam, die enigste manier waarop hierdie mense kan oorkom. Deur goeie dade en goeie wetsonderhouding, al daai goed, nie moontlik nie. Slegs Yeshua. Toe die Fariseërs dit hoor, word hulle geel, groen en vuurrooi van toorn en woede. En die owerste sê weliswaar met bewende stem: Ons het genoeg gehoor. Hy het teen Elohim en ons gelaster. Nou weet ons met wie ons te doen het en wie hierdie Yeshua uit Nasaret is. Laat ons daarom hier weggaan en aan die hoëpriester presies vertel wat se mens hierdie Nasareëner is. Nou kom die hoofman van die Romeine sê: Mense soos julle kan wel 'n stad inkom as hulle dit self wil. Maar die weggang is na gelang van die wil van die maghebbers oor die stad. Julle kan wel vinnig sê: Laat ons weggaan. Maar dan kom die maghebber julle tegemoet en sê: Julle bly. Die laaste woorde word met donderende stem toegebulder. Vir die laaste woorde, julle bly, skrik die Fariseërs dan ook sodanig, dat hulle almal doodsbleek word. Hulle begin te bewe en kan geen woord meer uiter nie. Toe die hoofman sien dat sy toesprake ontsettende indruk op hulle gemaak het, sê hy verder: Voor ek julle laat vertrek, sal ons nog baie met mekaar te bespreek hê. En eerstens sal julle nog in die teenwoordigheid van die volk 'n paar kontrakte en 'n getuienis met julle handskrif moet onderteken. Maar sowel die kontrakte as die getuienis is sake van lewe en dood. Verstaan dit goed, want as ek deur my skerp oplettende spioene te wete sou kom dat julle ook maar 1 punt van die kontrakte nie gehou het nie, dan is julle dieselfde dag nog dood. Ook al sou julle self agter 1000 tempels verberg. Nou hierdie man speel nie met hulle nie. Toe laat die hoofman dadelik deur sy dienaars skryfgerei nader bring en skryf die volgende. Kontrak nommer 1. Diegene wat dit waag om oor Yeshua van Nasaret ook maar 1 beledigende woord te sê, het sy onderling of teenoor 'n vreemde, wat onmiddellik ontdek sal word, val onder die oordeel en kry die doodstraf. Hoekom is hy so seker dit sal onmiddellik ontdek word? Want hy weet, Yeshua is alwetend. En Yeshua sal hom vertel, as daar een van hulle is wat hierdie ooreenkoms gaan breek. Kontrak nommer 2. Diegene wat hulle oor alles wat hulle hier ervaar het, in Jerusalem en in die tempel, ook maar 1 woord laat val, en Yeshua die meester 'n slegte getuienis gee, het sy in die tempel of in 'n ander huis, val onder die pynlike oordeel, en vervolgens kry hy die mees folterende doodstraf, en laat niemand hom sis met, dit sal tog helaas nie uitkom nie. Soos reeds gesê, op dieselfde oomblik dat julle ook maar 1 woord sal vertel, waaroor julle volgens die 2 kontrakte moet swyg,
sal my spioene dit te wete kom, en daar sal met julle gebeur wat in hierdie kontrakte beloof is. Toe skryf die hoofman die getuienis wat lei. Ons beken hieronder almal, met ons handtekening as bewys van waarheid, pro memoria aeterna, ter ewige herinnering, dat ons die bekende roof van die keizerlike belasting en skatte uit die Pontus en uit die Klein-Asië begin het, en deur die baie skandelike lus die brengers daarvan ontneem het, maar by die vervoer na Jerusalem in kus, deur Yeshua van Nazareth ontmasker is, dan nie mondelings nie, dan tog deur sy invloed. Ons sou weliswaar die regter Festus gesamentlik ter dood veroordeel gewees het, maar Yeshua van Nazareth het vir ons opgekom, en ons het ongedeerd daarvan afgekom. Vir hierdie waarheid staan ons met ons lewe in. Nou moet hulle dit teken. Toe die hoofman hierdie 3 stukke geskryf het, lees hy hulle heel rustig aan die fariseërs en skrifgeleerdes voor. Na elke reël word hulle gesigte langer en langer, en toe hy die getuienis voorlees, hef hulle hande ten hemele en roep, wat, moet ons dit onderteken? Die hoofman sê, ja, dit is die suiwer waarheid. Wil julle dit egter nie doen nie, dan staan daar reeds geregtsdienaars, voorsien van roede, gesels en skerp byle. Toe kyk die fariseërs om, en ontdek die skrikaanjaende manne. Daarop vra hulle ook dadelik sonder teespraak verskryf gery. Die hoofman wys hulle nog daarop, om dit in hulle ware name te onderteken, omdat 'n valse naam elkeen die dood sou bring. Vervolgens onderteken hulle met hulle ware name, en diegene uit die volk wat kon skryf, moes as getuies teken. Toe die 3 dokumente aldus in orde was, sê die hoofman, nou het ek wat ek al so lank en so graag van julle wou hê, en julle weet nou wat ek het. Waarop julle moet let, weet julle ook, en dis is ons klaar. Nou mag julle maar gaan waarheen julle wil, tot aan die grens kry julle 'n gratis geleide. Hierdie fariseërs en skrifgeleerdes pak daarop ook dadelik alles bymekaar, en binne 'n halfuur het hulle Genesaret al verlaat, baie stil, sonder woord of geluid. En dit is baie interessant dat Yeshua daarby gesit het, en toegelaat het dat hierdie ou hulle so goed op hulle plek sit. So dit is nie verkeerd om hierdie verstokte slangsaad op hulle plek te sit nie. En daar gaan 'n tyd kom in die nabye toekoms, waar hulle ook op hulle plek gesit gaan word. Hoe dit gaan werk, weet ons nie. Maar dat hierdie Genesaret verhaal vir my 'n duidelike afspeel is, wat wys op die situasie en dinge wat gebeur in Suid-Afrika aan die einde van die tyd, is vir my absoluut vas en seker. So, ons het baie om na uit te sien, baie om voor dankbaar te wees, want Yeshua is in ons en by ons. En ons moet dit net so hou. Baie dankie.